Ek is opgewonde oor 'n splinternuwe reeks. Die reeks se naam is Oorvloed. Nou, hy skop vandag af en ek vertrou dat as jy saam met ons gaan reis oor die volgende 6 weke, dat God iets gaan losmaak in jou binneste. Nou, indien jy ook nuut is by ons, dalk het iemand die boodskap vir jou aangestuur, wil ek net van my kant af, Pastoor Retief Boysen en die hele beleefspan net sê, welkom, ons hoop dat jy die tyd saam met ons sal geniet. Nou, weet ook dat jy hierdie boodskap se preeknota, jy kan hom aflaai. So as jy net aan die onderkant kyk, as jy nou op YouTube kyk, gaan jy net na die beskrywing van die video en dan sal jy sien, daar is die preeknota wat jy altyd na die tyd weer kan gaan kyk vir net ekstra insig. Nou, ek wil vandag begin met 'n vraag wat meeste mense nie noodwendig hardop vra nie, maar diep binne, dink ek meeste van ons wonder daaroor, ons worstel soms daarmee, en daai vraag is, waarmee is God besig in my lewe? Waarmee is God besig in my lewe? Waarmee is hy besig wanneer dinge nie sin maak nie? Wanneer jy bid, wanneer ek bid en dit voel asof God stil is en hy voel ver, of miskien dink ons soms God is onbetrokke. Waarmee is God besig wanneer jy dink, jy is op koers en dan ewe skielik loop dinge skeef en dan verander alles? Dan kom lees ons hierdie besonderse woorde wat die Here vir Jesaja gegee het in Jesaja 55 vers 8 en 9. Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle wee is nie my wee nie, sê die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee. Ek dink baie mense lees hierdie teks, hulle lees dit en dan dink hulle soos wel, dan gaan ek seker nooit verstaan wat God in my lewe doen nie. Maar dis nie noodwendig wat die vers bedoel nie. Dit sê nie dat God is vir ons onkenbaar nie. Dit sê eintlik dat in sy godheid en in sy wese sien hy baie meer as ek en jy ooit kan sien. Hy sien spreekwoordelik die volle prentjie. Moses verstaan dit ook en hy kom verduidelik dit so. En as jy ooit nou iemand wou gesien het, 'n man wat nogals geworstel het met die Here, dan daag ek jou uit, gaan lees 'n bietjie Eksodus 33. God en Moses, hulle is in gesprek en dan kom Moses en hy bid iets wat nogals my elke keer diep tref. Is Eksodus 33 vers 13. Hy sê maak tog u wee aan my bekend sodat ek u kan ken. Nou, geliefde, let op wat hy nie bid nie. Hy sê nie verduidelik my omstandighede nie. Hy sê, wys my u wee. Wys my u wee. Ek wil verstaan. So Moses verstaan eintlik iets dieps en iets besonders. Hy sê eintlik, as ek God se wee verstaan, sal ek nie teen hom baklei nie. Ek sal saam met hom beweeg. En dan kom Jeremia, eeue later, Jeremia, en hy kom sê vir ons iets wat ons moet hoor, is Jeremia 9, kyk wat sê dit, laat hy wat wil roem, hom hierin roem, dat hy verstaan en my ken. Geliefde, God sê, roem daarin, dat jy my verstaan. Geliefde, ek en jy is nie bedoel, om verward te lewe oor hoe en waar God betrokke is nie. Hy wil hê ons moet hom kan ken, hy openbaar homself aan die wat hom soek. Maar dan kom die volgende groot waarheid en hierdie is belangrik om te begryp, niemand se lewe is toevallig nie. Dawid is besig om sy hart uit te stort teenoor God. Hy was in 'n stryd met vyande oral om hom, en toe skryf hy vir ons hierdie ongelooflike psalm, dis Psalm 139, seker een van my gunsteling psalms in die Bybel. Nou ek wil jou uitdaag, as jy tyd het, wil ek jou aanmoedig, gaan lees hierdie psalm net 'n paar keer deur, jy gaan soveel mooi dinge lees, maar ek lees vir julle vinnig 'n paar verse. In u boek was hulle almal opgeskryf, die dae wat bepaal is, toe nog nie een van hulle daar was nie. Nou geliefde, wat daai vers vir ons beteken, God het nie eers jou lewe gesien en toe 'n plan gemaak nie. Met ander woorde, hy was nie reaktief nie. Hy het die plan gehad en toe het hy vir jou gemaak. Jeremia het dit ook vir ons geskryf en half mooi opgesom toe God vir hom gesê het in Jeremia 1 vers 5, kyk wat sê hy, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Met ander woorde, God sê vir Jeremia, voor jy asem gehaal het, voor jy fout gemaak het, voor jy sukses behaal het, voor enigiets in jou lewe, het ek jou geken. Met ander woorde, dit was nie toevallig nie, dit was nie reaktief nie. Niks in jou lewe is eintlik toevallig nie, nie jou persoonlikheid nie, nie jou temperament nie, as ek in Engels kan sê, nie jou wiring nie, niks van dit is toevallig nie, en tog, so baie mense, hulle beklei met hoe hulle gemaak is, hulle is nie tevrede met hoe hulle uitgekom het nie. Maar wat as God jou presies so gemaak het,
vir wat hy reeds vir jou beplan het. Laat ons 'n bietjie anders te dink oor. Nou kom Paulus vir ons in die Nuwe Testament en hy kom leer vir ons iets anders en ek is 'n bietjie agtergrond, as daar nou iemand is wat genade verstaan het, dan was dit Paulus. Paulus het werklik genade verstaan. Ek bedoel, die man het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf, maar voor hy dit gedoen het, was hy eers 'n vervolger van die kerk. Hy was 'n proponent teen die gelowiges, teen die mense wat geglo het in Jesus. Hy het baie Christene se lewens gekos, en hy het mense ongelukkig deur wat hy gedoen het. En toe moet hy vir Jesus en genade verander hom. So wanneer Paulus oor genade skryf hy as iemand wat dit ontvang het, as iemand wat weet hoe desperaat hy genade nodig gehad het. Maar Paulus verstaan ook iets anderste. Hy begryp, en dis wat hy vir ons nou gaan sê, genade maak jou verseker nie passief nie. Genade maak jy nie agteroor lê en sê, nou is die genade het eintlik 'n doel. Kyk gou wat sê Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Want uit genade is julle gered, nie uit werke nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God vir ons voorberei het. Ek dink, geliefdes, hier's waar baie mense verstrengel raak. Ek dink te veel mense leef met die idee dat hul eie doel moet ontwerp, dat hulle eie roeping hierdie kant van die hemel moet uitvind, dat hulle eie betekenis moet bou. Maar Paulus kom sê eintlik vir iets, hy kom sê vir ons iets anderste. Hy sê jou werke, my werke, is reeds voorberei. Ons verantwoordelikheid is nie om ons eie doel te skep nie. Dis om te ontdek wat God reeds vooraf vir ons bestem het. En miskien moet ons leer om te onderskei tussen doelwitte wat ons vir onsself stel, want 'n doelwit is nie 'n bose ding nie. Ons kan doelwitte hê en ons moet kan onderskei na wat is God se doel vir ons lewens. Ek bedoel, jy kan finansiële doelwitte hê, jy kan vir jouself loopbaan doelwitte stel, jy kan vir jouself persoonlike ambisie stel. Dis nie boos nie, dis okay. Maar elke gelowige deel eintlik aan dieselfde een groot doel, purpose, né? Om 'n lewe te leef wat God verheerlik. Ons almal deel in daardie doel. En die goeie werke wat God vir ons voorberei het, begin nie noodwendig by groot dramatiese oomblikke nie. Dit begin eintlik by gehoorsaamheid, dit begin by getrouheid, dit begin by integriteit. Elke keer, geliefde, elke keer wanneer jy en ek nee sê vir sonde, wanneer niemand kyk nie, besef eintlik dat God sien daai gehoorsaamheid raak. Hy sien dit en hy vergeet dit nie. Hy onthou jou en my gehoorsaamheid. Geliefde, wanneer Moses bid, Here, wys my u weë. Wanneer Dawid skryf, u het my dae bepaal. Wanneer Jeremia by die Here hoor, en hy hoor hierdie woorde, voordat ek jou gevorm het, het ek jou geken. En wanneer Paulus sê, elke goeie werk, al hierdie goeie werk het ek vooraf vir julle voorberei, dan moet ons sien dat God het 'n patroon, daar's 'n patroon, daar's 'n storie wat hy vir ons vertel. En dis dit, om God te ken, is nie net om inligting oor hom te hê nie. Om God te ken, is om jou hele lewe in lyn te bring met sy hart. Dis om te sê, Here, ek wil nie net gered wees nie, ek wil eintlik bruikbaar wees. En geliefde, ons wil bruikbaar wees in God se koninkryk, nie om sy liefde te verdien nie, maar omdat ons dit reeds ontvang het. Dit is waar hierdie reeks eintlik gaan, en dis waar hierdie reeks oor oorvloed eintlik begin. Daai vraag wat ek in die begin gevra het, waarmee is God besig? En wat is die antwoord? Die antwoord is eenvoudig, hy is besig om jou te vorm, sodat jou lewe hom kan verheerlik. Wanneer 'n mens dit begin verstaan, nee, dan leef ons anders, ons bid anderste, ons besluite begin lyk anderste, want jy besef, hierdie lewe wat ons nou lewe, is nie lukraak nie, dis verseker nie toevallig nie, en dan, as ons dit begryp, dan is daar 'n tweede waarheid wat moet begin aktiveer in ons lewens. Hier in hierdie tweede gedeelte van die boodskap, hier verander die atmosfeer effens, nee. Ek wil eintlik vir die dinge raak nou 'n bietjie ernstig, want ek gaan nou vir julle skrif lees wat jou dalk gaan uitdaag. Paulus skryf aan die gemeente in Korinte en hy sê iets wat ons eenvoudig nie kan ignoreer nie. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê hy, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Almal gaan daar verskyn. Nie party mense nie net die leiers nie net die predikers, die dominees en die pastore nie,
Almal gaan voor die regterstoel van God verskyn. Nou laat ek net iets baie duidelik sê. Hierdie gedeelte van die boodskap en wat ek nou oordra is nie reddingsoordeel nie. Hierdie gaan nie oor is jou sonde vergewe of nie. Beginsel, as jy in Christus is daardie saak afgehandel. Met ander woorde, as jy jou hart en jou lewe vertrou na God toe en na Jesus toe, dan is dit afgehandel. Romeine 8:10 sê vir ons, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Maar hierdie gedeelte wat Paulus skryf in 2 Korintiërs 5 vers 10, dit gaan eintlik oor iets anderste. Ek wil weer die vers vir ons lees in sy volheid, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in die liggaam gedoen het. Nou wat beteken dit? Nee, dit beteken wat jy nou doen, hierdie kant van die hemel, dit maak saak. Nie vir jou redding nie, maar vir jou beloning. En dis moontlik, en ek wil regtig jy moet nou mooi luister, dis moontlik om gered te wees en tog jou geestelike lewe, jou lewe eintlik hierdie kant van die hemel te mors. Jy verloor nie jou saligheid nie, maar jy kan geleenthede verloor. Jy kan ewige gewig verloor, impak kan jy verloor. Jy kan dinge wat God vir jou voorberei het, jy kan dit misloop. En dan kom Jesus self en hy sê vir ons in Matteus 16 vers 27, want die seun van die mens gaan kom in die heerlikheid van sy Vader en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Geliefde, let op die woorde. En dan, nie nou nie, dan. Met ander woorde, payday het nog nie gekom nie. Julle weet al waarvan ek praat, nee, dis die 10de van die maand, en jy maak jou bankrekening oop, jy dink, okay, dinge lyk beroerd, maar dan kyk jy in jou kalender en sê, okay, is die tweede, is die derde, is die 10de, een van die dae, kry ek weer salaris. Jy sien geliefde, Paulus en Jesus, beide kom wys vir ons, wat ons hier op aarde doen, wat ons hierdie kan doen, dra eintlik ewige gewig. Dat daar eendag gaan daar 'n payday kom, 'n beloning vir hoe ons hier op aarde gelewe het, nee. En ek dink dit maak vir jou sin as ek vir jou sê, ons raak opgewonde as ons dink ons gaan ons salaris kry, maar dit gee vir ons opsies, ons dink ons kan dinge doen, ek het weer 'n paar dinge wat ek kan aanpak en so, en ek kan weer 'n paar gate toestop, nee. Ons raak opgewonde, net so moet ek en jy as gelowiges eintlik beginne opgewonde raak, om uit te sien, dat eendag gaan payday kom, eendag gaan ons 'n beloning ontvang, ons gaan eendag voor die regterstoel van God staan, en ons gaan 'n beloning ontvang. Miskien dink jy vandag, maar ek sien nie regtig vrug op my gehoorsaamheid nie. Ek sien nie altyd dat dit lonend is om reg te lewe nie. Jesus sê, wag, kyk en weet, daar kom 'n dag. En hy wat Jesus is, kom nie met leë hande terug nie. Hy kom met 'n beloning. So geliefde, as ek dit vir ons kan prakties maak en dit vir ons anker. Stel jou voor daardie dag, die dag wat jy voor God gaan staan, nie in vrees nie, maar in eerlikheid. Jy staan voor Christus nie as regter oor jou sonde nie, maar as Here oor jou lewe, en dit is hy wat sê, ek het jou gevorm, ek het jou daar bepaal, ek het werke vir jou voorberei, en dan vra hy, wat het jy daarmee gedoen? Wat het jy met jou lewe gedoen? Wat het jy met jou gawes gedoen? Wat het jy met jou talente gedoen? Wat het jy met jou tyd gedoen? Geliefde, dis nie om jou te verneder nie, dis om waarheid aan ons te openbaar. En ek dink baie gelowiges leef asof daardie dag net nie gaan kom nie. Want ons leef vir nou, ons leef vir gemak, ons leef vir erkenning, ons leef vir selfvervulling. Maar Paulus, hy het verseker anderste geleef en hy het anderste geskryf, en daarom het hy vir ons anderste uitgenooi. Hy sê in daai selfde hoofstuk, sê ons maak dit ons doel om God te behaag. Hoekom wil ons lewens lewe wat God behaag? Omdat hy geweet het, en ons moet begryp, daar kom 'n dag, en gemeente, jy moet besef, God is nie reaktief nie, hy skiet nie uit die heup uit nie, wanneer hy jou korrigeer, wanneer hy jou terugroep, wanneer hy jou ongemaklik maak oor sonde, dit is nie straf nie, dis vorming, dis geestelike formasie, hy bring jou terug in lyn met ewige gewig, met dinge wat werklik saak maak. So waarmee is God besig in jou lewe? Waarmee is hy besig in my lewe? Hy is besig om ons voor te berei vir daardie dag, die dag wat ons voor hom gaan staan. Hy is besig om jou karakter te vorm, hy is besig om jou hart te suiwer, hy is besig om jou te leer wat regtig saak maak. Hy is besig om jou terug te bring wanneer jy
begin afdwaal, wanneer jy dit begin mis, nie omdat God kwaad is vir jou nie, maar omdat jou lewe nie toevallig is nie. Jou lewe was en is beplan. En as jy dit begin verstaan, as jy net kan begryp dat ons kan vir God ken en hy het my nie per toeval gemaak soos ek is nie, dan lewe ons nie meer passief nie. Ons lewe met 'n doelbewusheid, ons lewe met 'n ander tipe sekerheid. So miskien sê jy vandag, dis nie waar ek is in my geloofswandel nie. Miskien leef jy te veel vir jouself. Miskien het jy jou lewe, jy vertrou jou lewe aan Jesus, maar nooit doelbewus begin leef nie. Geliefde, vandag is 'n oproep, nie om harder te probeer nie, dit is 'n uitnodiging om weer in lyn te kom, om anders te begin dink oor ons tyd hier op aarde. Miskien moet ons weer begin bid, miskien moet jy weer begin bid en sê, Here, wys my U weer, Here, ek wil nie U net ken nie, ek wil saam met U beweeg, Here, gebruik my vir wat U reeds voorberei het. Geliefde, jou lewe is nie toevallig nie, dit was beplan. Ek hoop regtig dat jy sal dit inneem en verstaan en droom en beginne hoop en met God beginne praat daaroor en dat jy regtig sal vertrou dat wanneer jy begin 'n tyd spandeer saam met die Here en jy begin vra vir Here, wys vir my soos Moses gebid het, Here, wys vir my U weer, ek wil U weer verstaan. En wanneer Jeremia sê, Here, U het my wonderlik gemaak, U het my geken in die moederskoot, en wanneer Dawid daai Psalm 139 skryf, daai aanbiddingspsalm, geliefde, wanneer ons daar beginne beweeg, dan verander alles. Ek dink ons almal wil graag oorvloed ken. Ons almal wil graag oorvloed beleef. Ons almal wil graag op 'n plek kom waar ek sê, my lewe is 'n lewe van oorvloed. Maar hierdie wêreld ons kom dom maak oor wat werklik vir God saak maak. En daar wil ek wil jou aanmoedig en ek wil jou uitdaag dat oor die volgende paar weke gaan ons duidelik sien hoe Jesus vir ons kom wys hoe om 'n lewe van oorvloed te kan ken, hoe om 'n lewe van oorvloed te begryp en te kan leef. En geliefde, ek kan vir jou sê, dis hier waar die lewe regtig sin en betekenis beginne kry. Ek hoop hierdie boodskap het jou geskuif in jou hart na 'n plek van intimiteit en 'n begeerte om nader aan God te wees, om by hom te wees, om saam met hom te kan tyd spandeer en te kan besef ons is diep liefgehad deur God, want hy het ons gemaak soos ons is. Maar dankie die Here, hy gaan ons nie los soos ons is nie. Geliefde, wandel saam met ons oor die volgende paar weke, en as hierdie boodskap iets vir jou beteken, wil ek jou vra, los vir ons 'n kommentaar, ons geniet dit, ons waardeer dit, ons lees elke liewe een, maar dit een van die beste maniere hoe jy die beleefgemeente kan help, is om hierdie boodskappe te deel met ander mense. Mense het nodig om te verstaan, dat hierdie kant van die hemel, lewe ons met sin, met rede en betekenis. Kom ons bid saam. Vader, vandag is ons dankbaar, dat die skrif vir ons leer, dat U vertel al van die begin van skepping, vertel U vir ons 'n storie. U vertel ons die storie van U goedheid, van U genade, van U teenwoordigheid in hierdie wêreld. Dat U het die mens gemaak en wie U so diep liefde het. Here, ons is uitdrukkings van U godheid en U is so goed en U het besluit om ons as mensekinders te maak. Ons is U maaksel, soos Paulus sê. En daarom vra ek vandag, Here, dat as U maaksel, as iemand wat geskape is deur U, leer ons om nader aan U te beweeg, sodat ons lewens anders te kan lyk, Here. Dankie dat U ons intiem ken. Dankie dat ons kan leer om na U toe te kom en vir U te vra, wys vir ons, waarmee is U besig? Wys vir ons hoe U wil hê ons moet wandel. Here, wys vir ons hoe ons kan losraak van hierdie selfgefokuste, selfgestrenteerde, selfsugtige manier van lewe, waar ons net dink oor onsself en eintlik begin dink oor wat vir U saak maak. Here, dankie. Dankie ook vir die belofte dat U eendag gaan terugkom in heerlikheid, die Vader se heerlikheid. En dan gaan U vir ons 'n beloning gee. U gaan vir ons vergeld vir die dade en hoe ons gelewe het hier op aarde. Here, dit is so 'n groot, kosbare uitnodiging om te weet dat U is die een wat die beloning bring. Daarom vra ek, Here, laat ons die beloner persoonlik en diep leer ken. Dis my gebed in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ons sien julle in hierdie week. Caleb is terug op sy pos. Dit gaan goed met hom. Hy gaan ons vat hierdie week deur die oordenkings. Gaan in vrede. Totsiens.